En ek gaan sommer sonder verwyl vir Willie Spies inlaat. Willie, ekskuus, ek het so 5 minute later as wat ek met jou ooreengekom het. Baie jammer daaroor. Dankie Isak, is 'n voorreg om deel te neem. Môre Willie Spies van Nurter Spies Prokureurs, baie welkom by ons en ons gesels vanoggend met jou verder oor die back and closure kwessie wat ons op verskillende maniere probeer belig. En die rede waarom ons met jou gesels is 'n skrywe wat ek gister van jou op Facebook gesien het wat daarop dui dat die minister van Landbou John Steenhuisen dalk die wetgewing rondom back and closure verkeerd verstaan. Hy sê dat die dreigende hofsaak teen hom die uitrol van enstof kan vertraag en die bekamping van die krisis kan vertraag. Jy sê nee, John verstaan dit verkeerd. Daar is maniere hoe hierdie ding verder gevoer kan word. Lig ons gou in asseblief, Willie. Isak, die realiteit hier is baie erger as dit. Dit wat jy hier stel is dat die minister net sy eie wetgewing misverstaan. Dis veel wyer as dit. Die minister verstaan glad nie hoe werk dinge nie. Dit is die bottom line van wat ek hier gehoor het. En ek moet sê ek was kwaad toe ek daai dingetjie geskryf het op Facebook. Want 'n dag tevore het daar 'n video op sosiale media begin sirkuleer waar John Steenhuisen sit in 'n gehoor. Hy sit, dit lyk soos 'n kabinetslid Godla waarna hy sit. Reg langs hom sit die caretaker minister van Wet en Orde, Firoz Kachalia. En die video skep 'n prentjie van 'n joernalis wat impromptu vir John Steenhuisen wat hier tussen sy pelle sit, vra nou, wat sê jy van die feit dat dit vandag die deadline is van die litigasie wat deur 3 landbouorganisasies in die vooruitsig gestel is. En die reaksie van John Steenhuisen op daai vraag in daai spesifieke impromptu situasie was om die minste te sê, ek wil sê dis veragtelik. Daar sit hy sit soos 'n ou in 'n kroeg tussen sy pelle en hy sê vir 'n landbougemeenskap en vir 'n Suid-Afrikaanse gemeenskap wat gebuk gaan onder die grootste krisis wat die landbou in die geskiedenis beleef het. Hy sê vir hulle, man, julle kan julle aansoek bring, julle sal julle enstowwe kry, maar al wat julle met julle hofaansoek gaan regkry is om die uitrol van die enstowwe met 'n maand te vertraag. Dit sê iets van eerstens 'n absolute onverskilligheid. Dit sê in die tweede plek iets van 'n spiteful gesindheid, spiteful in die sin dat hy sê, julle wil my hof toe vat, ek het 'n ego en my ego is so belangrik dat ek julle hofsaak die skuld sal gee vir die feit dat ek nie my werk doen en hierdie krisis so gou as moontlik help oplos nie. En met daai, as hy net 'n element van die waarheid beet gehad het, dan kan 'n mens dit nog verstaan. Maar hy is totaal verkeerd. En hoekom ek, wat nie 'n landboukundige is nie, maar 'n prokureur is en my met burgerregte litigasie besig hou, besluit het om die sleutelbord op te neem en op sosiale media iets hieroor te skryf, is omdat ek vir die afgelope 20 jaar burgerregte litigasie pleeg. Ek tree op namens 'n verskeidenheid burgerregte organisasies. Vir 20 jaar en deur honderde burgerregte hofsaake wat ons gedoen het, hoofsaaklik teen ANC-politici, het ek nie die onverskilligheid en die spiteful en die ongeërgde reaksie van enige een van ons opponente gekry in daai sake, wat ek in daardie videogreepie van John Steenhuisen gesien het, wat hy daar impromptu voor 'n joernalis en tussen sy ANC-kollegas kwyt geraak het. En wat ek gesê het is, dis baie eenvoudig. So dit gaan nie hier oor die wet nie, dit gaan nie oor die regulasies waaraan John Steenhuisen gebind is nie. Ek is baie bly Dr. Dani Odendaal het gepraat daaroor. Ek sou daaroor praat, maar hy het dit baie beter gedoen as wat ek het kon doen. Dit gaan oor die feit dat litigasie nie die staat verhinder om sy werk te doen nie. Litigasie verhinder nie die staat om sy werk te doen nie. Die staat het 'n prokureurspraktyk wat bekend staan as die staatsprokureur. Die staat het 'n regsbegroting wat massief is en wat ooruitgeput is omdat hulle so hopeloos is en soveel keer in die howe moet hulle werk verdedig.
En daardie litigasiebegroting en daardie staatsprokureur stel advokate aan en hulle die hulpbronne om die beste moontlike advokate in die land aan te stel. John Steenhuisen in sy onderhoud gister met jou sê hy nee, hy moet nou al die veeartse van die frontlinie af terugroep. Hy moet hulle nou van die frontlinie af terugroep en hy moet nou al sy amptenare moet hy nou terugroep van die frontlinie en hulle moet nou wegbly van hierdie enstofprojek af sodat hulle nou eers hierdie hofsaak wat nog nie eers uitgereik is nie kan hanteer. En daarom gaan hierdie hofsaak nou die proses vertraag. Dis waansinnig, dit bestaan nie eenvoudig nie. En die beginsel, die regsbeginsel wat ter sprake is, daar is skeiding van magte. Daar is 'n uitvoerende gesag, daar is 'n wetgewende gesag, daar is 'n regsprekende gesag. Die gevestigde regsposisie in Suid-Afrika is dat die uitvoerende gesag en die wetgewende gesag gaan aan met hulle werk en 'n hof sal net inmeng as daar grof afgewyk word van die beginsels van natuurlike geregtigheid en al die goed. Wat dit beteken is SAI en Vrystaat Landbou kan hulle hofaansoek bring. John Steenhuisen hoef hom byna nie te steur aan die hofsaak, wel as hy dan nou wil onverskillig wees nie. Hy kan met sy plan wat hy nou beweer hy het en sy taakgroep wat hy beweer en wat ons nou gehoor het net 'n praatwinkel is, kan hy aangaan. Die litigasie gaan nie 'n bloue duit verskil maak in sy vermoë om sy werk te doen en die plan wat hy beweer daar is uit te rol. Dit gebeur so, dit het nog met elke liewe saak in Suid-Afrika wat ons aangepak het so gewerk. Daai werk kan voortgaan, die staat moet sy werk doen en die hof kan uiteindelik sê jy was hier of waar ook al verkeerd. Hoekom is hy dwaas? Hoekom sê ek dat sy reaksie dwaas is? Sy reaksie is dwaas want hierdie is 'n ongelooflike geleentheid vir hom as 'n landbouminister wat uit 'n oppositieparty kom, wat 'n administrasie geërf het van die ANC wat nie altyd saam met hom werk nie. 'n Hofaansoek wat sekere kernelemente uitlig wat eintlik die proses kan vergemaklik en wat sy debat wat hy met sy amptenary moet voer kan vergemaklik omdat hy sê dis nou nie net ek wat so sê nie, hier is 'n klomp litigerende partye wat met 'n goed voorbereide hofaansoek dit en dit en dit sê. Kan hy gebruik as 'n manier om juis die proses te bespoedig. Hy kan dit tot sy voordeel gebruik. Maar die prentjie wat ek gekry het van hierdie ou wat tussen sy kroegpelle sit en sê wel, hulle kan maar hulle hofaansoek bring, hulle sal hulle enstowwe uiteindelik kry, dit gaan net 'n maand later wees. Dit is die prentjie van iemand wat nie met opregte goeie bedoelings sy werk doen nie, en wat net daar sit vir een ding, en dit is om sy eie ego te bevredig, en dit sien 'n mens al hoe meer in die wyse waarop daar opgetree word deur hierdie ministers. SAI en Sakeliga sê, hulle kry nie iets in die wet wat, John, wat moet sê dat hy kan nie hierdie enstof in die hande van boere laat nie, en SAI en Sakeliga sê, hulle kry nie iets in die wet wat dit eintlik verhoed nie. Hoe sien jy dit, Willie? Isak, jy is absoluut reg. Die wet verbied dit nie. Wie dit verbied is die amptenary deur wie John Steenhuisen hom aan sy neus laat rondlei. Dit is die probleem. Die wet sê niks van die goed wat hy sê dit sê. En dis hoekom as daar 'n leemte in 'n wet is, daai leemtes word dikwels gevul deur uitvoerende amptenare wat nou maar hulle eie interpretasie daaraan gee. Daarom is dit sy taak as die politieke hoof van die uitvoerende gesag van die Departement van Landbou om leiding te gee. En waar dit vir homself moeilik is om daai leiding te gee, moet hy geleenthede aangryp waar die burgerlike samelewing na vore kom en sê, hoorie, julle verstaan die wet hier en hier en hier en hier verkeerd. Herbedink julle posisie wat hierdie goed betref en pas julle koers aan. Hy doen dit nie. Hy besluit hy gaan saam met sy ANC kroegpelle die aksies wat gevoer word uitlag en met 'n spiteful reaksie daarop reageer. Ek was werklik ontstel toe ek dit hoor. 'n Tweede baie belangrike ding. Ek is nie 'n boer nie. Ek het net 'n dogter wat landbou studeer het en wat op die oomblik op 'n melkplaas 'n kudde van so 400 melkkoeie bestuur. Al wat terugvoer wat ek van haar af kry is as sy vir John Steenhuisen hoor praat oor hierdie goed, dan sê sy pa, hierdie oom praat nonsens.
En hoekom sy dit sê is ek het na jou onderhoud vanoggend vroeg geluister wat jy gister of eergister met John Steenhuisen gehad het. En Dr. Dani Odendaal het elemente daarvan aan die orde gestel. Boere doen werk op diere wat in die geval van mense net deur dokters gedoen word. Die rol van 'n veearts ten opsigte van plaasdiere is nie soos die rol van 'n mediese dokter ten opsigte van mense nie. 'n Veearts bestuur. Jy hoef nie die staat se rol hierin te reduseer nie. Dit is eintlik, jy kan eintlik 'n baie belangrike simbiose so in stand hou. Die staat het 'n rol. Die staat moet regulasies uitvaardig. Die staat moet reguleer. Regulering is belangrik. Regulering skep orde waar dit nodig is. Die staat moet regulasies uitvaardig. Daai regulasies moet rasioneel wees. Dit moet sin maak. Dit moet logies sin maak. En as daai regulasies logies sin maak, dan skep dit 'n orde wat dit moontlik maak vir die samelewing om te funksioneer en om te doen wat die samelewing baie beter kan doen as wat 'n klomp amptenare en 'n klomp politici daarbo kan doen. So dis die orde hoe dit in 'n normale samelewing gaan. Die staat moet regulasies maak wat so min as moontlik ingryp op die persoonlike vryhede van mense. Daai regulasies moet orde skep en daai regulasies moet rasioneel wees. My vraag is die regulasies rasioneel? Ek wil 'n praktiese voorbeeld noem, Isak. Ek het nou die dag gaan koop 'n stukkie vleis. My vrou stuur my om vleis te gaan koop by die veearts. Ek gaan besluit om 'n beesfilet te koop. Ek het amper op my rug geval toe ek by die slaghuis kom en ek sien dat 'n ding waarvoor ek in die verlede R150 betaal het, kos ewe skielik R300. En ek het toe nou maar gekies wat se grootte, die grootte is toe kleiner as normaalweg en wat kan ons bekostig en wat werk. En ek koop die ding en toe ek by die huis kom, toe dink ek laat ek net verslag na die prys per kilogram gaan kyk van daai beesfilet. Ek het amper op my rug geval. Ja. Hy kos R480. En dit is 'n R480 per kilogram is die prys van 'n prima beesfilet. Dis 'n massiewe verhoging wat in die kleinhandelpryse van vleis gekom het sedert hierdie pandemie uitgebreek het. Maar wat maak dit baie erger? Beteken dit dat die boere skielik skatryk geword het? Nee. Daar's regulasies wat 'n sekere kladplaas, 'n permanente kladplaas op vleis wat moontlik gekontamineer kan wees met back and closure. Soos ek het verstaan is back and closure vleis is eetbaar. Dis nie nadelig vir mense en dit het nie 'n maar die boer kry 'n breekdeel van wat hy in die verlede vir daai vleis gekry het. So al wat gebeur is back and closure het 'n sanksie geword waarmee boere finansiëel geruïneer word. Hulle kry 10% van die porings wat hulle normaalweg vir hulle vleis sou gekry het by groothandelaars. En nou moet 'n mens gaan kyk, wie is die mense wat in hierdie groothandelbedrywe? Wie beheer die abattoirs? Wie beheer die voerkrale? Dis 'n hele netwerk en daar's gerugte wat die rondte doen dat die Ramaphosa familie groot belange in hierdie instellings het. So my vraag is, daar moet baie noukeurig gekyk word, wat is die oorsprong van hierdie ding? Is hier mense besig om hulle self te verryk uit 'n krisis, soos wat met COVID gebeur het en soos wat Ramaphosa en sy familie en sy naby kollegas gewys het hulle doen tydens die COVID pandemie? Of is hier 'n werklike krisis wat eerlikwaar bestuur word? Ek dink nie hier word 'n krisis eerlik bestuur nie. Hier word 'n krisis bestuur deur 'n minister wat 'n geweldige ego het, wat totaal onbevoeg is, wat nie die regsbeginsel verstaan nie en wat nie verstaan hoe werk 'n konstitusionele demokrasie nie. Is Willie Spies van Hutter Spies Prokureurs wat so gesels. Willie, baie dankie.